Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die mooiste naam, die naam van Jesus Christus. En vriende, vanmôre praat ek 'n bietjie oor die derde tempel wat in Jerusalem herbou moet word. En daar word so baie gepraat oor die derde tempel deur predikers, maar selfs deur ortodokse Jode. Baie van hulle fokus op die derde tempel. Die planne is alles gereed en alles is reg, en nou wonder ek by myself net, die mense wat nou so teen die wegraping preek en teen ons teorie van die eindtye en die eindtydprofesie, soos dit ons het sien, ons wat in die wegraping en die groot verdrukking glo, nou die dag weer na gereformeerde teoloog geluister, en dan luister ek hoe hy hierdie siening wil weer lê, maar hy weet eintlik nie regtig wat om van daardie skrifgedeelte te sê nie. Maar nou wonder ek maar net by myself, wat dink hulle nou van die derde tempel wat herbou moet word, en al die tekens is daar dat al baie boumateriaal gereed is en dat die Jode nie kan wag om die derde tempel te bou nie. Wat sê hulle daarvan? Nou vriende, daar is baie bewyse. Ek wil vanmôre 'n paar kosbare gedagtes met u deel oor die bou van die derde tempel. Is geweldig interessant. Ek het baie moeite gedoen, u sal ook hoor, ek het baie moeite gedoen om kosbare inligting met u te deel oor die derde tempel wat dalk binnekort herbou gaan word. Kom ons lees vanmôre net enkele verse. Die eerste is in Matteus 24 vers 15, waar daar geskryf staan, en dis die woorde van Jesus. Hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom is die tempel, laat hom wat lees oplet. En dan lees ons ook in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4, waar daar geskryf staan is die woorde van Paulus. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou, daarmee word bedoel, hy wat vir die verderf of vir die hel bestem is. Dis die antichrist, na wie hier verwys word. Ek luister na 'n gereformeerde teoloog, wat die wegraping wegredeneer, maar hy glo hier word gepraat van die antichrist. Hy sê, maar is geen bewys dat die Here Jesus sy bruid kom haal nie. Terwyl hy sê, die teehoor moet eers uit die weg geruim word. Vers 4 sê, die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit, en voorgee dat hy God is. 'n ander vertaling sê, hy sal self in die tempel van God gaan sit, en voorgee dat hy God is. Die antichrist, wat in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie weer eens om met die woord besig te kan wees nie. Ons praat vanmôre oor 'n onderwerp waaroor baie mense wonder, en dit gaan oor die derde tempel wat herbou moet word. U leer vir ons baie duidelik in die woord dat die antichrist in die heiligdom sal sit en homself voorgee en voordoen as God. En daar's baie skrifte wat daarna verwys. Ons wil vanmôre bid, Here, dat U ook hierdie boodskap sal gebruik om tot ons harte te spreek. Ons weet ons leef in die laaste dae. Ons weet ons leef baie naby aan die koms van Jesus Christus. Wanneer hy sy bruid gaan kom haal, en wanneer die antichrist op die toneel gaan verskyn, en wanneer die 7 jaar groot verdrukking gaan aanbreek, en wie hulle wat gaan agterbly. Ons bid, Here, dat U deur hierdie boodskap tot harte sal spreek en mense sal wakker skud. Maar kom leer vir ons ook vanmôre oor, wat leer die woord ons van die derde tempel en van die antichrist wat daarin gaan sit en hom voordoen as God. Kom praat met ons in Jesus se naam bid ons dit. Amen. En vriende, ek wil sommer julle in die begin vir u sê, u sal 'n gesuis
op hierdie boodskap hoor, met die klank of met die opname van hierdie boodskap het die wind baie gewaai en ongelukkig kan ons niks daaraan verander om die klanke bietjie minder te maak nie, of die gesuis minder te maak nie. Selfs met die redigering is dit nie moontlik om daardie agtergrond gesuis van die wind minder te maak nie. So verdra dit maar. Verlede week se boodskap was dieselfde, daar was 'n geweldige gesuis van die wind wat buite gewaai het. Nou ja, vanmôre praat ek met u oor 'n baie interessante boodskap en onderwerp, omdat ons in laasweek se boodskap gepraat het oor die beplande wêreldvrede wat natuurlik op hande is. En vanmôre gaan ons praat, dit skakel daarby in oor die derde tempel wat herbou moet word. Ek praat met jou onder die tema, waarom is die herbou van die derde tempel so verskriklik belangrik vir ons? Want ons wil almal weet wat behels die bou van die derde tempel en wanneer sal dit gebeur? Nou ons praat vanmôre oor hierdie derde tempel wat weer op die Tempelberg in Jerusalem vir 'n derde keer opgerig gaan word. Daar word baie verwys na die derde tempel en baie gepraat oor die derde tempel. Maar waarom is die oprigting van die derde tempel so verskriklik belangrik vir ons? En wanneer gaan dit moontlik gebeur wanneer hierdie derde tempel herbou gaan word? Nou ons gaan in die loop van hierdie boodskap breedvoerig na hierdie vraag kyk, waarom is dit so belangrik vir ons om te weet wat behels die bou van 'n derde tempel en wanneer kan dit moontlik gebeur? Nou vriende, op 6 Desember 2017 het president Donald Trump tydens sy eerste termyn as president van Amerika Jerusalem amptelik tot die hoofstad van Israel verklaar en ook die Amerikaanse ambassade van Tel Aviv na Jerusalem verskuif. Voor dit was Tel Aviv natuurlik die hoofstad van Israel, want die Palestynë het Jerusalem geannekseer en hulle het hulle mag in Jerusalem uitgeoefen, maar dit lyk tog asof hulle mag verloor het as gevolg van die afgelope 2 jaar se oorlog wat daar tussen Israel en Hamas was. Ek wonder wie van u kan nog onthou dat Benjamin Netanyahu, die president van Israel, tydens daardie geleentheid 'n paar belangrike uitsprake gemaak het. En ek sê 'n paar belangrike uitsprake, ek sal nou vir u sê hoekom. Heel aan die begin van sy gesprek het hulle die goue tempelmuntstuk getoon wat toe reeds gedruk was. Nou ons praat van 6 Desember 2017. Aan die een kant van daardie goue tempelmuntstuk was die vooraansig van die tempel wat verwys het na die herbou van die derde tempel wat in Jerusalem gebou gaan word. Op die ander kant van daardie goue tempelmuntstuk het die kop van Donald Trump saam met Cyrus, die groote Lord Balfour, verskyn met die woorde daarop, to fulfill 70 years. Met ander woorde, 70 jaar later is hulle nog steeds 'n onafhanklike staat en is Jerusalem nou die hoofstad van Israel. So bedoelende dat Israel sedert 14 Mei 1948 tot Desember 2017 vir presies 70 jaar 'n onafhanklike staat was. Daar was ook 'n baie kort videoklippie vrygestel van die planne en die rekenaarvoorstelling van hierdie derde tempel wat dit uitgebeeld het. So baie duidelik sien ons, hulle het planne vir 'n derde tempel wat gebou moet word en hulle is miskien opgewonde en haastig daaroor, maar wanneer dit gaan gebeur weet ons nie regtig nie. En dit sal nou 6 Desember 2025 presies 7 jaar later wees wat daardie goue tempelmuntstuk met die derde tempel se vooraansig op die een kant van daardie goue tempelmuntstuk
en Donald Trump se kop aan die ander kant amptelik bekend gestel is met die rekenaar ontwerpte planne van die derde tempel. Ek het daardie rekenaar ontwerpte planne van die derde tempel gesien, weet nie wie van u dit al gesien het nie. So hulle is besig om planne te maak vir die herbou van die derde tempel. Nou is my vraag, vriende, is dit toevallig dat dit nou op 6 Desember 2025 presies 7 jaar later is en die tempel is nog nie gebou nie. Ek het vir julle in my vorige boodskap gesê, is nie iets soos toevallig nie. Maar dit is nou die 6de Desember, as die Here vertoef om ons te kom haal, die 6de Desember 2025, 7 jaar later, nadat hulle daardie goue tempelmuntstuk met die tempel se vooraansig op die een kant en Donald Trump se kop op die ander kant vrygestel het en gepraat het van die tempel wat gebou gaan word. En steeds is die derde tempel nog nie herbou nie. En toe het president Netanyahu van Israel 3 belangrike dinge in sy toespraak gesê. Hy het eerstens na die tempel van koning Salomo verwys, wat hy ongeveer 1000 jaar voor Christus in Jerusalem op die Tempelberg gebou het. Dis die eerste tempel wat in Jerusalem gebou is, dis die tempel van Salomo. En dan het hy verwys na die tweede tempel wat 70 jaar na die eerste tempel van koning Salomo op dieselfde plek herbou is. Ek sou eerder sê dis weer herstel, maar kom ons sê maar dis herbou omdat dit deur die Babyloniese ryk vernietig is. En laastens het hy verwys na die Tempelberg wat weer in Jerusalem se besit is en in Israel se besit is, bedoelende dat hulle die derde tempel ook op daardie selfde Tempelberg in Jerusalem gaan herbou waar die eerste 2 tempels gebou was. Nou vriende, natuurlik is dit nie so eenvoudig nie, want daar staan 'n baie belangrike moslem moskee op die plek waar die derde tempel op die Tempelberg herbou moet word. Dis die probleem, en ek wil amper sê, dis die obstruksie waarom hulle nog nie so ver gekom het om te beplan vir die herbou van die derde tempel nie. Sedert die 7de Oktober was Israel in 'n ernstige 2023 was Israel in 'n ernstige oorlog met Hamas gewikkel en eers op die 10de Oktober 2025 was daar uiteindelik 'n vredesooreenkoms tussen Israel en Hamas of Gaza gesluit wat weer eens misluk het. Maar natuurlik was ander moslemlande ook by daardie vredesooreenkoms betrokke. En Hamas het dit verbreek en al daardie moslemlande maak planne om Hamas te oortuig om toe te gee aan daardie voorwaardes van die vredesooreenkomste. Maar tog lyk dit asof die vredesooreenkomste tussen Israel aan die een kant en die Arabiese lande iewers op 'n kol suksesvol sal wees. En die vermoede is dat daar dan ook op 'n kol 'n ooreenkoms bereik sal word tussen Israel en die moslemlande, sodat daardie moskee afgebreek kan word en dat Israel die derde tempel weer op die Tempelberg kan herbou waar die eerste 2 tempels gestaan het. Onthou vriende, die tweede tempel is in 70 na Christus vernietig. Jesus het dit voor die tyd voorspel tydens sy aardse bediening. Ek lees vir u in Lukas 19 vers 43 en 44. Luister wat het Jesus gesê oor die tweede tempel wat toe nog gestaan het, 70 na Christus vernietig is. Hy het voorspel dat hy afgebreek gaan word, vernietig gaan word. Lukas 19 vers 43 en 44. Want daar sal daar oor jou kom, hy praat nou met Israel en sy volk, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel
en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat nie, verwys na die tempel, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Bedoelend dit omdat julle die verlosser Jesus Christus, wat gekom het as julle Messias, nie aanvaar het nie. Gaan lees ook Matteus 24 vers 1 en 2. Maar vriende, die derde tempel, wat nog gebou moet word, speel 'n geweldige belangrike rol in die eindtyd profesie. Daar is al vir die afgelope jare 'n baie groot dringendheid by die Jode vir die koms of die openbaarmaking van hulle verwagte Messias, maar daar is net so 'n groot dringendheid by hulle dat hierdie derde tempel herbou moet word, sodat hulle komende Messias sy ereplek in daardie tempel sal inneem, maar dit sal natuurlik die valse Messias wees wat die plek van Christus gaan inneem. Die antichrist wat die plek van Christus gaan inneem. Tog is ons oortuig, volgens die woord, dat die valse Christus of die antichrist eers op die toneel sal verskyn voordat die tempel herbou kan word. Hoor mooi wat ek sê, ons glo dat hy eers op die toneel gaan verskyn voordat die tempel herbou gaan word. Alles is natuurlik gereed, hulle sê, om daardie tempel binne 3 maande op te rig is moontlik. Alles is gereed, al die planne en al die materiaal is in plek. Maar tog glo ek dat ons die onderhandelingsprosesse rondom die afbreek van daardie moskee en dalk meer as dit sal sien gebeur voordat die Here Jesus kom om sy bruid te kom haal, voordat die antichrist op die toneel gaan verskyn en voordat die 7 jaar groot verdrukking gaan aanbreek. Ons gaan dalk sien hoe dat die onderhandelingsprosesse van die bou van die derde tempel al vir ons al duideliker raak voordat Jesus sy bruid kom haal. Dit gaan vir ons ook 'n baie duidelike aanduiding gee van dat Jesus se koms baie naby is. En dit bring ons dan by die eerste vraag wat ek vanmôre wil hanteer, naamlik, waar pas hierdie derde tempel in? Dit is my natuurlik geweldig interessant om te sien hoe ons die simboliek van die getalle in die Bybel, soos die getal 3, getal 7 in die Bybel vind. Daar's baie simboliek rondom die getal 3 en ook so rondom die getal 7. Eerstens gaan ons kyk watter belangrike rol die getal 3 speel, soos byvoorbeeld hier met die tempel, maar ook baie ander voorbeelde wat ons vind. Die vriend, daar's honderde verse in die Bybel waar die getal 3 voorkom. Maar ek wil vir die enkele voorbeelde noem en 'n paar gedagtes uitlig. Die eerste simboliek van die getal 3 wat ons vind is God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. In 1 Johannes 5 vers 7 staan daar geskryf, daar's 3 wat getuig in die hemel, 3 wat getuig in die hemel, naamlik die Vader, die Woord in hoofletters en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. Die Woord is Jesus, gaan lees Johannes 1 vers 1 en vers 14. Daar's 3 hemele waarvan ons lees en wat ons ook ervaar in die praktyk, die wolkehemel, die blou lig waar ons die wolke sien, waar die voëls vlieg, die sterrehemel wat so groot is dat wetenskaplikes glad nie kan bepaal hoe groot is die sterrehemel nie, en daar's miljoene der miljoene sterre, en dan is dit God se woning, is die derde hemel, en dit is ver bo die son, die maan en die sterre. Kan ons dit vir onsself indink? 3 hemele, daar's ook 3 skepings, pre-Adamiese skepping, skepping voor Adam se tyd, ek glo dit absoluut, Adamiese skepping en die post-Adamiese skepping. Wanneer die Here ook die hemel, nuwe hemel gaan skep, nuwe hemel en nuwe aarde, en die nuwe stad Jerusalem gaan neerdal op die nuwe aarde. Die mens bestaan uit 3 dele, gees, siel en liggaam, of ons kan sê 3 bestanddele kan ons amper sê, gees, siel en liggaam. Dan lees ons ook van Jona wat 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, Jesus wat 3 dae en 3 nagte in die graf was, en Paulus wat
na sy bekering op die pad na Damaskus 3 dae met blindheid geslaan was. En ons lees ook van die 3 tempels. Dis hoekom ek nou rondom die simboliek 'n bietjie geborduur het, die simboliek van 3. Die 3 tempels. Die eerste tempel is die tempel van Salomo. Dis die tempel wat Salomo op die Tempelberg in Jerusalem gebou het, die heel eerste tempel in opdrag van die Here, 'n woning waarin God kan woon. En nadat dit vir 414 jaar in gebruik was, is dit deur die leers van Nebukadneser die tweede vernietig. Dit was vernietig, maar dit was nog herstelbaar. Dit was beskou as die tempel van God, soos ek net nou gesê het, of die heilige woning van God op aarde. Ons lees in Jesaja 6, lees jy daarvan die soem van die kleed. Dis Jesaja se visioen wat hy van God gesien het, soem van sy kleed wat die tempel gevul het. God het met die hoëpriester in die allerheiligste ontmoet. Daarna was die volk Israel weggevoer natuurlik uit hulle land en was hulle vir 70 jaar in ballingskap gewees. Koning Koreg van Babylon het die Jode na 70 jaar wat hulle in ballingskap was, in 516 voor Christus het hy hulle teruggestuur na Jerusalem met die gedagte dat hulle tempel kon gaan herbou of weer herstel. Hulle het intussen die eerste tempel of die tempel van Salomo tot so 'n mate herstel dat hulle dit weer in gebruik kon neem, maar daar was natuurlik behoefte na 'n mooi geboude tempel sonder probleme en sonder foute. En 19 voor Christus het hulle met die herbou van die tweede tempel begin, nadat die eerste tempel van Salomo in 586 voor Christus deur die Babiloniërs grootliks vernietig is, soos ek reeds gesê het. Maar die bouproses van hierdie tweede tempel het baie langer as normaal geduur, omdat koning Herodes die Jode wou beïndruk deur dit dubbel die grootte van Salomo se tempel te maak. So hy het gesê, nee, ons gaan julle tempel baie groter maak, ons maak dit dubbel die grootte van die tempel wat Salomo gebou het. En vanaf 19 voor Christus tot 29 na Christus, met ander woorde, Jesus was 29 jaar oud, toe bou hulle nog aan die tweede tempel, alhoewel die tempel in gebruik was. Dit wil sê, 46 jaar lang het hulle aan die tweede tempel gebou. Word hierdie tweede tempel onder die koningskap van die Romeinse koning Herodes gebou. Luister na hierdie skrif in Johannes 2 vers 19 en 20. Hierdie Here Jesus sê, hoor nou, hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, en hy verwys na sy eie liggaam as die tempel, hy sê, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit oprig. Hy praat van sy liggaam, hy sê, hy sal sterf en die graf neergelê word, na 3 dae sal hy dit oprig. En dan sê hy nou in vers 20, en die Jode sê, 46 jaar lang is aan hierdie tempel gebou, en u sê, u sal dit in 3 dae oprig. Hulle het geen benul gehad, dat Jesus na sy eie tempel, sy eie liggaam verwys het nie. Nou vriende, ek wil net vir julle sê, koning Herodes se doel met die bou van hierdie tweede tempel was om die Jode, en dis baie belangrik dat ons dit sal verstaan, om die Jode so besig te hou, dat dit hulle van hulle Messias verwagting sou wegvat. Hulle Messias verwagting moes onderdruk word, deurdat hy hulle besig hou met die herbou van die tempel. En al wat ek kan dink is dat hulle 'n geweldige Messias verwagting gehad het, en baie daaroor gepraat het, en hy wou dit onderdruk. Herodes was 'n tipe van die antichrist, omdat hy glad nie vir die Messiaskap en die koningskap van Jesus te vinde was nie, en probeer het om Jesus kort na sy geboorte dood te maak, maar hy kon nie daarin slag nie. So hy het 'n passie in homself gehad om die koningskap van die koning van die Jode, Jesus Christus, te vernietig en hom te vermoor. Hy het natuurlik ook genoeg fondse gehad
om hierdie projek te finansier en daarom word dit die Herodes tempel genoem. Want Herodes het daarin geslaag om die Jode te laat fokus op hulle wettiese en godsdienstige rituele in plaas van om op hulle Messias en koning Jesus Christus te fokus wat vir hulle gebore is. Onthou nou, hulle het met daai tempel aangehou tot Jesus 29 jaar oud was. Het hulle aan hom gewerk. So, hy vat hulle fokus heeltemal van hulle Messias en koning af weg wat vir hulle gebore is en hy hou hulle besig met wettiese rituele en godsdienstige dinge. Belangrik, die derde tempel moet nog gebou word, op dieselfde plek waar die eerste 2 tempels gebou was, naamlik die Tempelberg in Jerusalem. Vriende, ek het vir u gewys na die simboliek van die getal 3. Duidelik sien ons, daar is 'n derde tempel wat herbou moet word. En hierdie derde tempel word deur baie beskou as die tempel van die verdrukking en ander noem dit die tempel van die Antichrist. Hoekom beskou hulle dit as die tempel van die Antichrist? Na aanleiding van die woord wat dit vir ons uitspel in Matteus 24 vers 15 staan daar geskryf: wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, in die tempel, laat hom wat lees oplet. Dis Jesus se woorde. Paulus skryf in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, is die Antichrist, die seun van die verderf, hy wat vir die verderf of die hel bestem is. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. Hy sal in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. Die tempel moet herbou word, vriend, daar's net 2 stories daaroor. Dit bring ons dan by die tweede vraag wat ek met u wil hanteer, naamlik, watter rol speel die Antichrist met betrekking tot die derde tempel? Kom ek gee vir u 'n bietjie agtergrond, vriende. Sedert die Jode vanuit Babylon uit ballingskap teruggekeer het en die tweede tempel in Jerusalem herbou is, het hulle in Israel gewoon. Hulle het die ware Messias, naamlik Jesus Christus, verwerp en hom gekruisig. Ons ken daardie verhaal. In Matteus 27 is daar 'n vers wat sê, hulle het gesê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Hulle het 'n vloek oor hulle self uitgespreek. In hierdie tyd het die Romeine geheers in Israel natuurlik. Na die dood van Jesus is die Jode geweldig vervolg en is hulle oor die hele aarde verstrooi. Ons ken almal daardie verhaal, of meeste van ons ken dit. En tot en met 14 Mei 1948, toe is die huidige staat Israel het hulle tot stand gekom en is die Jode ook in die lande waarheen hulle uitgewyk het, is hulle wreed vervolg. Hulle eie land Israel het weer tot stand gekom, hulle eie staat Israel, en hulle is in die lande waarheen hulle gevlug het, is hulle wreed vervolg. Die hoogtepunt van hierdie vervolging is natuurlik sonder twyfel die 6 miljoen Jode wat tydens die Tweede Wêreldoorlog onder Hitler gesterf het. Geweldig baie Jode is onder sy vervolging vermoor en die Joodse volk is geweldig uitgewis onder sy wreedheid. Tog het die Jode van oor die hele wêreld heen reeds sedert 1917 begin om terug te keer na Israel toe, na hulle land Israel toe. Tot op hede gaan hierdie proses steeds voort, veral met die toenemende haat wat daar tans in die wêreld heers teen die Jode na die oorlog tussen Israel en Hamas en die geweldige simpatiek wat die wêreld teenoor die Palestynë het. So daar's 'n geweldige haat vir die volk Israel en dit is alles pogings, God se planne om hulle terug te dryf na hulle eie land Israel toe, van oor die hele wêreld.
Intussen het die Jode 'n baie groot messiaanse verwagting en daarmee saam ook die begeerte dat die tempel vir 'n derde maal herbou sal word op die Tempelberg in Jerusalem. Hulle praat baie daaroor, hulle beplan baie, hulle dink baie daaroor. Daarom het Benjamin Netanyahu die opmerking gemaak dat die Tempelberg weer amptelik aan Israel behoort. Hy's opgewonde daaroor, net soos sy volk opgewonde is daaroor om die derde tempel te herbou. Want in die jare, terwyl Israel onder geweldige vervolging was, het die Palestynë 3 moskees op die Tempelberg gebou. 2 van daardie moskees staan naby aan mekaar. Die een is die Al-Aqsa en die ander een is the Dome of the Rock of die rotskoepel. Kom ons praat van die rotskoepel. Die rotskoepel is een van die belangrikste moslim moskees wat vir jare die groot hindernis was, omdat die Jode nog altyd geglo het dat dit op die fondasie van Salomo se tempel staan, waar die derde tempel herbou moet word. Vir die moslems is die rotskoepel die derde heiligste plek op aarde, omdat hulle glo dat Mohammed vanaf die rots waarop daardie rotskoepel moskee gebou is, na die hemel opgevaar het en dat hy weer in opdrag van Allah daarheen teruggekeer het. En tog wil ons glo dat die Antichrist self die onderhandelings vir die oprigting van die derde tempel op die Tempelberg sal doen, aangesien the Dome of the Rock of die rotskoepel die grootste obstruksie is vir die oprigting van die derde tempel. En hy sal moet intree vir die bou van die derde tempel. Wanneer die Antichrist op die toneel verskyn, gaan hy homself as die valse Messias voordoen. Ons weet, hy gaan hom as die valse Christus, valse Messias voordoen. Johannes 5 vers 43 sê, daar het Jesus gesê, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle het my nie aangeneem nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Hy verwys na die Antichrist. Hy sê, julle het my nie aangeneem nie. Ek kom in die naam van God die Vader. Julle neem my nie aan nie. Maar hy sal in sy eie naam kom en julle sal hom aanneem. Onthou, hy gaan 'n bonatuurlike, bose, demonies geïnspireerde mens wees. Absoluut deur die Satan beheer, onder die mag van die Satan, en homself valslik as 'n afstammeling uit die stam van Juda voordoen, en hy gaan daarin slaag om alle gelowe en kulture met bonatuurlike kragte en wonders en tekens te mislei. Wat se wonders en wat se tekens hy gaan gebruik, weet ons nie, maar dit gaan aan die sterreryk of aan die hemel gaan dit gesien word. Hy gaan op 'n bonatuurlike manier te voorskyn kom, op die aarde geopenbaar word as die Messias, die valse Messias. Matteus 24 vers 23-24, daar het Jesus gesê, as iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik is ook die uitverkorenes te mislei. Tekens en wonders, tekens aan die hemelruim, sterre wat gaan val, donder en blitse wat gaan plaasvind, ek weet nie, bonatuurlike wonders en tekens. Ook 2 Tessalonisense vers 2 vers 7 tot 9, daar skryf Paulus, hy sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid, met ander woorde sy geheimsinnige openbaring, is al aan die werk, net totdat hy, wat nou Theo uit die weggeruim is, dis die bruid, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy
van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. En nou sê vers 9, hy wie se koms is, volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So watter tekens, watter wonders hy gaan gebruik, die weet ons nie. Maar weet jy, ek glo natuurlik, met 5G gaan daar baie projekte geprojekteer word in die hemelruim, om dit vir die Satan moontlik te maak, sodat die antichrist openbaar kan word. Hy gaan 'n multi-godsdienstige kultuur skep, met ander woorde, dat hy die Messias vir alle gelowe sal wees. En dis presies wie die antichrist moet wees. Hy moet die Messias vir al die gelowe wees, vir Israel, Christene, Moslem, Hindoes, Boeddhiste, noem het op. Die Here se woord in Jesaja 56 vers 7 spel het vir ons uit, daar staan geskryf, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word. My huis sal 'n huis van gebed genoem word. So almal sal daarheen kom, van alle gelowe, om daar te aanbid, die valse Messias te aanbid. En daarom gaan hy as die hoofonderhandelaar optree tussen die Jode en die moslems, en ons sien dit klaar. Jared Kushner, wat die groot vrede onderhandelaar is en die planmaker vir die vrede is. Maar hierdie antichrist gaan tussen die Jode en die moslems optree as vredesonderhandelaar. En dit gaan presies oor die herbou van die 3de tempel op die Tempelberg waar die moslim moskee staan. So hy gaan onderhandel juis oor die oprig van hierdie tempel. Die uitvoerende direkteur van die Tempelinstituut, Yehuda Glick, het by geleentheid gesê dat daar op die koms van die Messias gewag word. Hy het dit lank terug gesê, want net hy kan aan Israel toestemming gee om die tempel te herbou op die Tempelberg. So, hulle Messias wat hulle verwag is die valse Messias, is die antichrist, en hy moet toestemming gee, maar hy moet nou onderhandel, dat daar die moskee afgebreek word. Hy moet met die moslems onderhandel, hy moet ook met Israel onderhandel, daar gaan daar toegewings gemaak word, dat hulle die tempel skuif, hoe sal ons weet? Maar daar die onderhandelwerk, gaan die antichrist doen, en daarom sien ons, hy gaan ook as die vredevors van die wêreld optree, en daaroor het ons gepraat laas week, 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnote swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Vrede en veiligheid, en ons beleef nou daardie sprake van vrede en veiligheid. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan gaan 'n skielike verderf hulle oorval. Daniël 9 vers 27 sê, hy, die antichrist, sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. 1 week is 7 dae, het ek vir u gesê, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuels van die gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Nou weet jy wat, dit het my nog altyd baie gelaat wonder. Hoekom sal daar nou weer offers ingestel word, slagoffer en spysoffers ingestel word? Gaan nou vir u verduidelik. Onder andere sal sy vredesooreenkoms met Israel wees die instelling van die offers. Dis wat dit sal behels. Daardie vrede wat hy met Israel gaan sluit vir 7 jaar, is onder andere die instelling van die offers. Die antichrist sal die Jode so mislei om homself as die beloofde Messias te aanvaar, geestelike reiniging in rituele en offers te soek. Hulle sal weer die ou tradisie wil naboots en wil doen. Geestelike rituele, offers sal hulle soek.
en sodoende vir Jesus en sy volmaakte offer aan die kruis verwerp. Jy sien, die fokus moet weer eens, net nou het ek vir u gesê, dat Nebukadneser die volk se fokus laat val het op die bou van die tempel. En hier kom die antichrist en hy laat val die offers, die rituele, al hierdie tradisies, laat val hy die fokus op, sodat hulle nie op Jesus Christus moet probeer fokus nie. Moet vergeet van Jesus, hulle Messias. Die valse Messias sal homself na 3,5 jaar in hierdie tempel tot God verklaar, en soos koning Herodes, dis eintlik koning Herodes, soos koning Herodes die ware Messias probeer doodmaak, wanneer hy terugkeer aarde toe. So daarom gaan daar 'n slag van Armageddon wees, 'n oorlog tussen die antichrist en sy leers en Christus en sy leers. Vriende, baie interessant. Ek wil graag die vraag vra, en dan wil ek dit beantwoord. Hoe ver dink u is ons van die openbaarmaking van die antichrist af, wat moet toestemming gee tot die herbou van die derde tempel? Wat moet onderhandel met die Jode en moet onderhandel met die Arabiese volke oor die moskee wat in die plek staan waar die tempel gebou moet word? Hoe ver dink u is ons van daardie punt af, waar die antichrist op die toneel moet verskyn om al hierdie onderhandelingswerk te doen? Hoe ver is ons van sy openbaarmaking af, die tyd of die oomblik wat hy op die toneel moet verskyn? Nou vriende, u het seker gehoor van die redhuiver of die rooi vers of rooi koei wat ook in Jerusalem geoffer moet word. Dis na bewering reeds geoffer. Ek het verskeie artikels gelees en ook 'n boodskap geluister waar iemand sê, dis reeds geoffer, daardie rooi vers of rooi koei. Die as van daardie koei word gebruik om die tempelgereedskap skoon te maak. Dit maak eintlik nie sin nie, maar hulle gebruik die as om die tempelgereedskap daarmee te reinig. Volgens die profeseë moet die Jode die as van 10 koeie bymekaar maak vir die tempelgereedskap se skoonmaak of reiniging. Na bewering is 9 rooi koeie se as reeds gevind en bewaar, en daarom moes daar nog 1 rooi koei geoffer word, sodat die as by die ander 9 bygevoeg kan word van daardie 1 rooi koei wat nou geoffer is, en sodat hulle dan nou 10 rooi koeie se as byderhand het, vir die doel van die reiniging van die tempelgereedskap. Alhoewel Israel beweer dat dit slegs 'n oefenloopie was, sê ander mense dis nie waar nie, hulle jok. Daar is soveel bewyse. Daar's baie gepraat oor hoe hulle al reeds die tempelmateriaal bymekaar gemaak het en hoe dat dit opgegaar word op 'n sekere plek of verberg word op 'n sekere plek, en baie dinge wat daarop dui dat die derde tempel herbou kan word enige oomblik. Daar is soveel bewyse wat daarop dui dat die Jode reeds ernstig gereed maak vir die koms van hulle Messias. En ons weet daardie Messias is 'n valse Messias, dis die antichrist. Nou ek wil vanmôre se boodskap afsluit met 4 baie kosbare gedagtes en skrifte wat daarby pas. Die heel eerste is, wanneer ons praat van die offers wat hulle nou weer gaan instel, dan wil ek vir u sê, deur God se liefde het hy sy seun vir ons geoffer. Jesus is klaar vir ons geoffer. Jesus het klaar die prys vir ons betaal. Hy was die volmaakte offer vir jou en vir my. 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Jesus het klaar die prys vir ons aan die kruis daar op Golgotha betaal. Hy was die goddelike volmaakte offer vir ons sondes.
En daarom kan ons slegs deur Jesus met God versoen word. Deur die kruis, deur Jesus se dood alleen, kan ons alleen met God versoen word. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle, om Christus wil, laat julle met God versoen. Ons neem Jesus aan as ons verlosser en saligmaker. Hy vat ons hand, hy vat die hand van die Vader, en ons word deur Christus met God versoen, want die sondeval het daardie verwydering gebring. Daardie versoening vind deur ons geloof in Christus plaas. Alleen deur die geloof in Christus kan ons saligheid ontvang. Romeine 3 vers 25 sê, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Ons is met God versoen, met Christus versoen, in die geloof is ons met God versoen deur sy seun. Laastens, Christus het daardie versoening vir die hele wêreld bewerk aan die kruis op Golgotha. Vir die hele wêreld. Hy het vir elke sondaar aan die kruis op Golgotha gesterf. 1 Johannes 2 vers 2 sê, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld. Jesus het vir die hele wêreld betaal, hy het ook vir die Jode betaal, hy het ook vir die moslimvolke betaal, en die enigste manier hoe ons saligheid kan ontvang, deur Christus Jesus. Die enigste manier hoe ons met God versoen kan word, deur sy seun Jesus Christus. Het jy al met God versoen? Weet jy dat Christus vir u gesterf het? Het hy sy offerprys aanvaar as vir jou? Maak Jesus jou eie. Neem hom aan as jou verlosser en saligmaker. Wees seker daarvan dat die ewige lewe op jou wag. Mag Jesus genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Woord so duidelik en so eenvoudig. Maar dankie dat u met ons gepraat het oor hierdie derde tempel wat herbou moet word en die antichrist wat die wêreld gaan mislei. Help ons dat ons nie deel van die wêreld sal wees wat deur hom mislei word nie, as die valse Messias, as die valse Christus nie. Dankie Jesus dat u vir ons aan die kruis gesterf het, vir ons sondes betaal het en dat ons alleen deur u gered kan word en saligheid kan ontvang. Ons aanbid u daarvoor in Jesus se naam. Amen. My vriende, baie seën vir u vir hierdie dag en die week wat voorlê. Totsiens.